Welkom in die huis van God. Kom ons waardeer elke oomblik wat ons hier kan wees. Ons stem inderdaad saam met Dawid as hy sê ek was bly toe hulle vir my gesê het kom ons gaan na die huis van die Here. Dis 'n heerlike plek om te wees want ons sien elke keer uit daarna om God te kom aanbid. Ons is deur hom geskape. Hy gaan ons deur ons lewens sien en hy gaan ons deur die ewigheid sien. Ek wil vanaand veral konsentreer op Jesus Christus. En dit is eintlik maar waaroor die diens veronderstel is om elke keer te gaan. Is oor die genade van die Here en oor dit wat hy vir ons beteken en wat hy vir ons werd is. Kom ons maak net ons oë toe vir 'n oomblik, getroue, dierbare en wonderlike Here Jesus, aan U behoort die koninkryk en die mag en die majesteit van nou af tot in ewigheid. Ons bid dat U asseblief vanaand die engel sal gee wat die bewaking van die woord sal doen en dat as ons verkeerd gaan, dat U ons net in die regte rigting sal druk, Here. Ons bedoeling is om die woord van God te bring na die kinders van die Here wat nie altyd die geleentheid het om daarna te luister in hulle eie taal nie. Sal jy dit asseblief vanaand seën, Here Jesus. Ons bid dit in die wonderlike naam van die Verlosser, die Seun van God. Amen. Ek het baie gewik en weeg oor die openingsskrif. En toe dink ek moet uiteindelik oor hierdie ding eers te praat. Ek wil praat oor hoe belangrik God is en wie hy eintlik is en wat se rol hy speel in die lewe van sy kinders en van die bruid. So dit klink na 'n baie wye onderwerp. Ek het nie 'n titel nie. As ek 'n titel kon gehad het, dan was dit makliker. Maar kom ons sê die titel klink naaste by so. Die wonderlikheid van die Seun van God en die verhouding met sy bruid. Ek dink dit sal naaste by so iets wees. Ek wil aan die begin wil ek praat oor die wind wat op die dag van Pinkster ingekom het in die kamer in. So op die dag van Pinkster in Handelinge sit daar 'n klomp mense en hulle sit en wag daar en hulle bid. Hulle opdrag was gaan wag in Jerusalem totdat hulle vervul word met die Heilige Gees. En dan skielik is daar 'n rukwind. En hierdie wind het 'n effek op hierdie mense en hierdie wind het 'n effek op ons almal vandag. Dis dieselfde wind, dis die Heilige Gees van God. Dis hoe hy hom uitdruk aan Elia as Elia daar in die spelonk sit. 'n Spelonk is 'n grot. So Elia kruip al weg en dan kom hy sê en dan eers is daar 'n groot storm buitekant en dan kom maar 'n sterk wind en dan kom maar 'n ligter wind en dan praat die Here met hom uit die ligter wind uit. So hier's 'n manier wat God hierdie wind gebruik. En toe sien ek in Genesis, hy sê en die op aarde was woes en leeg. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak, ons kan dit lees. En die aarde was woes en leeg en die Gees van God het gesweef op die water. So as ek aan 'n gees dink wat sweef op die water, dan dink ek ook aan 'n wind. So in die eerste plek is hierdie hele spul in duisternis gemaak, want hy sê eers die aarde was woes en leeg en dan sê hy die Gees van God sweef op die waters en dan sê hy God het gesê laat daar lig wees. So God het binne in die duisternis, inteendeel hy sê vir Salomo en vir Dawid, as jy vir my die tempel bou, dan moet jy my 'n kas bou, 'n ark
waarin ek kan bly want ek wil in duisternis wandel. Ons sê maar God is lig. Ja, hy is lig. Maar hy het die keuse uitgeoefen hier. Hy wil in duisternis wandel. So in die begin het die gees van God gesweef op die aarde. Toe hy die waters geskep het. Nou is daar 'n ander interessante ding wat gebeur in Genesis. Hy sê vir Noag, jy moet 'n ark bou, Noag bou die ark, hulle die water lig op met die reën, die ark doen sy ding, uiteindelik land Noag op Ararat, en dan sê die skrif weer, die gees van God, of die wind, kom ons kyk hierso, en God het gedink aan Noag, en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was, en God het 'n wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het. Het is interessant hoe hierdie wind, in die begin, het hy die lewe gegee, die water gegee, en dan met die kwessie van die ark, dan is dieselfde wind, kom dan oor die aarde gewaai, en hy laat die water sak, selfe waters. Wat is dit wat ek probeer sê met hierdie ding? Ek probeer sê dat God homself uitdruk op die eienaardigste moontlike maniere. Hy druk hom uit as 'n wind op die een stadium, en dan op die ander stadium as 'n vuurkolom, en dan weer as 'n wolkkolom, en dan weer as 'n tonge van vuur. So hy het verskeie maniere wat hy homself bekend maak aan die mensdom. En dan kom hy in Hooglied, en in Hooglied, wat die wonderlikste boek is, die liefdesboek van die Bybel. In Hooglied vertel hy vir ons hoe die jong man en die jong meisie met mekaar omgaan. Hoe hulle verlief is en hoe hulle bemind is met mekaar. En dan sien ons dat die Here Jesus se voorspelling, die voorspelling van sy lewe gebeur daar in die boek van Hooglied. Die voorspelling van sy lewe gebeur in die boek van Jesaja. God maak homself op elke moontlike manier maak hy homself bekend. Hy is Jehova as hy die aarde skep. Hy is Jehova wanneer hy aan Abraham verskyn en 'n versoening maak met Abraham. Hy maak 'n kontrak met Abraham, 'n eensydige kontrak. Hy laat Abraham aan die slaap raak, terwyl hy tussen die diere deurbeweeg. Albei die partye was veronderstel om tussen die diere deur te beweeg. Maar God maak 'n eensydige stelling hier. En Abraham het geen keuse in die saak nie, en dit is wat so wonderlik is in die genesingskrag en die genade van die Here Jesus. Dis eensydig. Ek wil jou vanaand in 'n rigting invat, waar jy kan sien dat die Here Jesus het ons nie nodig om sy plan uit te voer nie. Hy het homself nodig om sy plan uit te voer. Ons is pionne, ons is nie die spelers wat na die skaakbord kyk en die pionne rondskuif nie. Ons is die pionne wat rondgeskuif word. As hy jou van die bord afhaal, as jy af van die bord af, dis sy keuse hoe hy die spel speel. En hy speel dit goed en hy speel dit vooruit. En hy wat God is, maak homself bekend aan Abraham. Hy sê, Abraham, ek gaan af hier onder toe, daarna, daai 2 dorpe toe, Sodom en Gomorra. Ek stuur hierdie 2 engele van my, Billy Graham en Oral Roberts, dat hulle kan afgaan, dat hulle kan 'n oordeel gaan predik oor Sodom en Gomorra. Abraham sê, ag Here, as daar 50 mense is. Ag, as daar net 40 is, as daar 30 is, wat van 20, Here? Sal U die plek spaar as daar 10 mense is? En dan stop God hom net daar, hy laat hom nie verder gaan nie, en hy sê, ek gaan af en ek gaan die plek verwoes. Dieselfde God, wat laterand genade gee, is dieselfde God wat die plek verwoes. Ek vind talle plekke in die skrif, waar die Here sê, jy moet die vyand met die banvloek tref.
Jy sê maar dit klink na 'n verskriklike wrede situasie. Maar ons is nie hier om die duiwel te pamperlang nie. Ons is nie hier om sy speelmaat te wees nie. Hy sê as jy die plek met die bandvloek tref, dan maak jy almal dood. Die mans, die kinders, die vrouens, die hoenders, die honde, alles word doodgemaak. Alles word uitgewis. En dan vat jy die plek oor. Hy is die koperslang in die woestyn. Hy is die God, hy is die rots, hy is die water, hy is die voorspelling van wat gaan gebeur. Hy self voorspel sy eie lyde wanneer hy Moses die rots slaan. Hy weet hy gaan geslaan word. Jy sê, maar hoe kan God al hierdie dinge doen? Hy doen alles. Al wat hy doen is, hy skuif net 2 miljoen mense rond in die wildernis, dat hy homself kan bewys hoe wonderlik hy is. In die dag is hy 'n wolkkolom, maar gee vir hulle skaduwee. As jy in 'n woestyn is, dan wil jy baie graag skaduwee in die dag. En in die nag, as die wolkkolom, dan maak die wolkkolom hulle warm. Ek weet nie of jy al in die nag in 'n woestyn was nie. Dis bitter koud. Ek weet nie of jy besef nie, maar dit sneeu in daai dele van die wêreld in die winter. So 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, veral die vuurkolom kan nogal van waarde wees. Hy gee lig en hy gee hitte. 2 miljoen mense. Dit wys jou hoe ongelooflik groot God is. Hy vra niemand nie. Hy raadpleeg nie vir Moses en sê Moses, wat dink jy van die situasie? Kyk, ek wil jou graag gebruik nie, maar ek wil hom eers jou opinie ook hê. Kom ons stig 'n PTY Limited, né? Dan's ek en jy gelyke vennote. Dan sal ek die wolk verskaf en jy kan die mense lei. Hy doen dit nie so nie. Moses slaan 2 Egiptenare dood. God dryf hom weg daarvan af. Hy kry 'n vrou in Ethiopië. Hy kom terug. Hy kan skaars praat. Gly sy klats. Terwyl hy kyk na die bos wat brand. God is die bos. God is die stem. Hy sê, wat het jy in jou hand? Ek het 'n staf. Gooi hom neer. Daar word dit 'n slang. Vang hom weer. God is in die staf. En daarom bewys hy homself later aan as die slange die mense pik, dan sê hy, kom ons maak 'n slang van braas, en die kleur braas wys op oordeel. Wat ons gaan sien in die Ou Testament is 'n prentjie van 'n God wat homself baie maklik uitspreek as dat hy ontsteld en kwaad is. Daarom het hy manne soos Moses nodig om in te tree vir die volk die heeltyd. Vir God gaan dit net oor een ding. Hy wil 'n volk hê wat hom sonder enige uitsonderings volg. Dan moet geen kwessies wees omtrent dit nie. Hy wil alleen reg hê op hulle. Hulle moenie met 'n goue kalf kom en met allerlei ander triks nie, want hy sorg dat hulle skoene nie aan hulle voete sluit nie. 2 miljoen van hulle het water, kos. Hulle stop in hierdie 40 jaar in die woestyn, stop hulle 37 keer by verskillende oasisse. God sorg dat daar 'n oasis is vorentoe, waar hulle kan stop. Hy gee vir hulle visse en datels en kwartels en dan praat hy nog van robbevelle, so daar was nog robbe ook in die storie. Hoe dit gebeur het ek geen idee nie. Waar kom die robbe vanaf? Om die tempel mee te maak, die tent mee te maak. Ek het geen idee nie. As die muur val, dan is God die een wat die opdrag gee. Die muur van Jerigo. As Rahab die hoer die manne optel met die tou, dan is dit God wat die tou is. Hy is die drywe wat Joshua dra. Hy is Joshua. Hy is die een wat aan Joshua verskyn. Joshua sê, ek is met 'n geveg besig. Wie is jy? Is jy vir ons of is jy teen ons? As hy gesê het, ek is teen julle, het hy sy kop afgekap. Hy sê, wow.
ek is die engel van die Here. Okay, sê Joshua, wat is die probleem? Wat is dit? Wat moet ek doen? Want ek is besig om te veg. Hy sê, luister Joshua, sê die son moet stil staan dat ek en jy kan gesels. Hy is die God van die skepping. Hy het die uitspansel gemaak in die begin. Hy het beheer oor die son. As Hiskia of Hiskia vra, ek het asseblief tyd nodig, Here. As hy met sy gesig na die muur toe lê, dan stop God die tyd en hy gee die manne ekstra 15 jaar. Hy's in sy hemel en hy's hier. Hy's in sy hemel en hy's hier. Hy's in die wolk. Jy sê, wat 'n wolk praat jy van? Ek praat van die wolk van 1963. Ek praat van 'n konstellasie van engele wat aan die profeet van die Here verskyn het, William Marion Branham. Dis God. Dit is sy woonplek. Dit is waar hy homself bevind. Dan sê hy vir die profeet, I will meet you in there, dan gaan hy daar binnekant wees. Dan daai in there is dan binne in hierdie boekie, en binne in hierdie boekie sê hy ook nog vir ons, hy het my 'n boekie gegee, 'n klein boekie en gesê, eet hierdie boekie, sê Johannes. So hy is nog in Johannes ook nog, wat 'n profeet is, en Johannes is 'n tipe van die bruid van Jesus Christus. En hy sê, die groot engel, luister baie mooi, die groot engel, die eerste engel, het my 'n klein boekie gegee, en hy sê, vat die klein boekie, en dan eet jy hom op. En in jou mond gaan hy soet wees, en in jou maag gaan hy bitter wees. Wanneer jy hom lees, gaan dit aangenaam wees, maar wanneer jy hom moet lewe, gaan dit moeilik wees. Het jy al die woord taf gehoor in Engels? Taf, ja. Het gaan taf wees. So God openbaar homself op verskeie maniere, en sy eintlike poging wat hy maak, is sodat hy 'n bruid kan beïndruk. Ek wil jou lees wat sê die skrif in Hooglied. Dis vir my een van die mooiste boeke wat daar is. Ek kan hierdie boek nou die hele dag lees. Hy sê, ek besweer julle dogters van Jerusalem, by die gemsbokke of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie. Wie is dit wat daar opkom uit die woestyn soos rookpilare omgord, van mirre en wierook, van allerhande speserye van die koopman? Dit is die draagstoel van Salomo, 60 helde daaromheen van die helde van Israel. Hier's 'n vrou wat verlief is op Salomo. Hier's 'n vrou wat verlief is op 'n jong man. En tipies van die skrif, gaan sy iewester om teleurstel. Maar die jong man draai nie weg van haar af permanent nie. Hy kom weer terug na haar toe. En elke keer sê sy, nadat sy deur hierdie oefening is, sê sy vir die dogters van Jerusalem, ek besweer julle, moenie die liefde wakker maak, voordat dit die liefde behaag nie. Ons hoor dikwels van mense, wat sê hulle is in die bruid van die Here Jesus. Nou kyk jy na wat hulle sê, en jy kyk na hulle lewens, en jy hoor wat hulle praat, en jy kom agter, maar hulle is besig om die liefde wakker te maak, voordat dit die liefde behaag. Is 'n baie gevaarlike ding om te doen. As 'n jong meisie te hastig is, om 'n jong man te beïndruk, dan kom dit sleg oor, né? Jy moet wag totdat die jong man jou nader. Jy moet wag totdat die jong man sê, ek is beïndruk met jou, juffrou. En hier wys God ons presies hoe hy sy bruid benader. Die bruid is Eva. Die bruid is Sara. Die bruid is Hanna.
Die bruid is almal van die Ou Testament wat 'n getuienis dra dat hulle vir Jesus Christus lief is. Dit is die bruid. Jy sê, wie is die bruid? Dis hoe die bruid lyk. Jy sê, hoeveel is daar? Hoekom wil jy weet? Hier in Hooglied is een vrou wat op een man verlief is. Sy verteenwoordig almal van ons. Wat maak dit saak of ons 40,000 is of 2 miljoen is? Jy sê, kan daar soveel wees, prediker? Ek het dan gedink, dis net ons en dan miskien daai ander 6 mense nog in ons kerk. Nee, jy is definitief verkeerd. Dis nie net jy en die 6 mense in julle kerk nie. Volgens Google was daar al 69 biljoen mense op die aarde. Daar's nou 8 biljoen. Nou kyk net hoe wonderlik is God. Oor 'n periode van 6000 jaar en 'n bietjie, skep hy 69 biljoen mense. Jy het al gehoor hulle sê, as jy 'n papier vat en jy hou dit so voor jou gesig, dan sal jy jouself nie erken as jy 'n foto hiervan afneem nie. Het jy dit geweet? Kyk al, dis 'n heeltemal 'n ander prentjie wat jy sien. So jy het eintlik 2 gesigte. So 69 biljoen mense met 69 maal 2 is 138 biljoen aansigte het God al gemaak. Daar is nou 8 biljoen mense op die aarde en jy sê miskien, prediker, dink ek tog nog steeds, dis eintlik net ek en my, daai 6 mense in ons kerk wat in die bruid is. Luister wat hy sê. Hy sê, wanneer hy die genooides bring na die tafels toe, aan die einde, Openbaring. Hy bring hulle na die bruilofsmaal toe. Die tafels is duisende myle by duisende myle. 1000 maal 1000 is 'n miljoen myl. Dis 'n enorme tafel. 'n Tafel het nog 4 kante. Soos 'n miljoen myl so, 'n miljoen myl so, en so sit daar miljarde mense, en jy wil net jy en die ander 6 mense daar sien, naaste by ongeveer plus minus. Dit gaan nie so werk nie, man. Die bruid van die Here Jesus is 30 miljoene mense. En die wat genooi word is miljarde mense. God is besig om 'n ding voor te berei wat groter is as enige bruilof wat jy nog in jou lewe gesien het. Ons het hierdie naweek, gister het ons na foto's gekyk van 'n bruilof van ons vriende. En dit is extravagant. Dit lyk ongelooflik pragtig. En dan dink jy by jouself, al wat God met dit sal doen is, hy sal net sê, poef. En dan lê hy hierdie fantastiese ding aan. Waarby die gaste wat gaan aansit, by hulle miljoene gaan tel. So hier is ons God, en ons het uit God uit Jehovah uit, het ons Jesus Christus. Jy sê, as jy met 'n tweeledige lering besig, nee, jy weet net so goed soos ek, dis nie wat ek sê nie. Die bruid is die bruid van Jesus Christus. Jesus Christus is die lam van God, Jesus Christus is die verlosser. God het die wonderlike genadegawe binne in hom, dat hy alles gaan oorgee aan Jesus Christus. En dan as Jesus klaar is met die hele toneel wat hy mee besig is, dan gee hy weer al die gesag terug aan God, volgens 1 Korintiërs 15. Dit gaan op so 'n manier gebeur, dat ons aardlinge nie eens gaan weet wanneer hierdie bewegings gaan plaasvind nie. Hy doen dit in sy eie. Hy's groot. Dis die prentjie wat ek by jou wil los. Job probeer met hom redeneer. Ek het 'n versoek gehad om Job 7 te lees. Ek wil vir jou net 'n paar verse lees uit Job uit. Die arme man sukkel homself ook krippel. Hy kom net nie so ver
dat hy die ding vasgevat kry nie. Hier in die begin van die oefening, terwyl hy nog besig is om sy sere te krap met die potskerwe, wil hy redeneer met God. Hy sê, is ek 'n see of 'n groot seedier, dat u 'n wag teen my opstel? As ek sê my bed sal my troos, my slaapplek sal my 'n klagte help dra, dan verskrik u my deur drome en ontstel my deur gesigte, sodat ek die verwriging verkies, die dood, meer as hierdie geraamte van my. Ek verfoei my lewe, nie vir altyd sal ek lewe nie, laat my met rus, want my dae is nietigheid. Hy praat nou met God, wat in beheer is van alles. Nou wil hy vir God verduidelik hoe lank gaan sy dae wees. Wat is die mens dat u hom so hoog stel en dat u op hom ag gee en dat u hom elke môre soek, elke oomblik op die proef stel? Hierdie selfde groot Jehova, hierdie groot Gees wat alles geskape het, elke oggend soek hy jou op, dan roep hy jou naam. Dan maak hy jou wakker. Dis die opstanding wat hy jou wys elke dag. Elke aand wys hy jou, jy gaan sterwe, dan gaan jy vir 'n tydjie slaap en dan gaan jy opstaan. Okay, oefen so lank, né? Sterwe, slaap, opstaan. Sterwe, slaap, opstaan. Okay, dan eendag, dan hou jy net aan om te slaap. Maar nou weet jy daar gaan 'n opstanding wees, want jy het dit geoefen. Dis reg. Dis die genade van God. Nou speel hy hierdie hele speletjie met almal van ons. In die oggend roep hy jou, sê, Donald van Wyk, daar in Benoni nie, word net gou wakker. Word jy wakker, dan sê, ag, dankie Here vir 'n soete nagrus. Dan sê hy, joh, is dit nie fantasties? Ek is so trots op die man, ek is so bly dat hy deel is van my make-up. De Wet, word gou wakker. Net so gaan die engel kom in die eerste opstanding en sê, so en so, Jan, word gou wakker. Okay, staan op, kom, tyd is wegraping tyd. Ja, maar wat van, nee, hulle gaan, dis tweede opstanding, kom. Jy moet gewoond raak aan, man, oefen. As jy in die aand gaan lê, dink aan die Here, want môreoggend staan jy op. Die vraag is, het jy die antwoorde as hy jou ondervra? Hy sê op 'n stadium hier vir Job, hy sê, luister meneer, jy dink jy slim. Hy raak nou so half, of hy hom nou vererg vir Job. Hy sê, gaan in die eerste plek, dan trek jy jou aan soos 'n man. Dan kom jy terug, dan ondervra jy my, of ondervra ek jou, dan onderrig jy my. Dan leer jy my, jy's maar so slim. Kyk wat sê Job verder hierso. Hoe lank sal u nie van my af wegwyk nie? My nie laat staan nie, totdat ek my speeksel insluk. Was ons nie almal daar nie? Was jy al daar? Ek was al daar. As ek gesondig het, wat doen ek nie aan, o mensebewaker? Waarom het u my as 'n mikpunt vir u opgestel, sodat ek myself tot 'n las is? En waarom vergeef u nie my oortredinge, en neem nie my ongeregtighede nie weg nie? Want weldra sal ek in die stof lê, dan sal u my soek, maar ek sal daar nie wees nie. Met ander woorde, wat hy nou hier doen, is hy challenge nou vir God. Hoekom vergeef u nie my nie? Dis baie maklik. Maar binnekort, kinders maak dit met hulle ouers. Partykeer maak die ouers met die kinders. Sê, jy weet, binnekort gaan jy spyt wees dat jy nie meer daai piesangs aangedra het nie, nee, want ek nie meer hier is nie. Nou sê hy vir God, en waarom vergeef jy nie my oortredinge nie? Want weldra sal ek in die stof lê, dan sal u my soek, maar ek sal daar nie wees nie. Dis op hierdie punt waar God besluit, jy moet nog so 'n tydjie met die potskerwe sukkel. Die prentjie wat ek kry as ek die skrif lees, is van 'n bykans onwerklike wese. 'n Wese wat so geweldig
oorweldigend is in sy teenwoordigheid by sy kinders. En tog kan verskuil in eenvoud. Die profeet van die Here praat van hierdie eenvoud. En as ons die eenvoud kan verstaan, dan kan ons by die regte antwoorde uitkom. As ons dink ons kan ons verhef, soos wat Nimrod gemaak het, toe hy 'n toring gebou het. As ons dink ons kan ons verhef, dan gaan hy ons neerbring. En niemand wil met daai wraak van hom te doen kry nie. Jesus Christus is op soek na 'n bruid. Hy soek 'n bruid wat soos Hanna is. Hy soek 'n bruid wat soos Maria is. Soos Maria Magdalena. Hy soek 'n bruid wat hom sal dien soos Dorcas. Die profeet sê, kyk na daai oë. Kyk na die oë. Daar's 'n wild stare. As jy daai wild stare sien in die oë, draai om man, moenie met haar verder praat nie. Moenie vir haar sê hallo sustertjie nie. Jy het niks met die sustertjie uit te waai nie. As jy sien sy kyk jou met sulke wille amandeloë aan wat nog groen amandels is. Loop in die boom vas, maar loop net weg. Verstaan jy wat ek sê? Moenie vir Kubai sien, niks nie. Dis net klaar. En dan as jy die ander ene sien en jy sien sy het sulke sagte oë. Jy sal sien party van hulle is musikante. Party van hulle is klerke, party van hulle is huishoudsters. Party van hulle is verpleegsters. As jy daai oë sien, dan sê jy vir jouself, ek gaan verdwaal in hierdie oë. Dis in die oë, jy moet mooi kyk, dis in die oë. Nou, die profeet verduidelik ons wat om te kyk voor. So dan weet ons, dis waarvoor Jesus Christus kyk. Hy kyk vir die vensters van die liggaam. Hierdie is die liggaam van Christus. Hierdie is die vensters. Hy kyk vir 'n bruid wat bereid is om elke nou en dan die trourok uit die kas uit te haal en aan te trek, en aan die begin hang die rok so. Die ou is net 3 weke terug gedoop. Ek sê, wat maak jy by daai kas? Hy sê, ek gaan hierdie rok aantrek. Ek sê, luister ou, miskien moet jy dit nie nou doen nie, jy gaan net die rok vuil smeer. Nee, maar ek wil dit tog doen. Nou los ons hom dat hy kan groei in sy lewe. En hy vat die rok uit en hy trek hom aan en alles hang so. So. Dan sê ons, luister boetie, kom hier so, laat ek jou net verduidelik. Kom ons hang die rok terug, né? As jy jou kan vereenselwig met die volgende skrifte. A, B en C. En kwotasies A, B en C. Dan sal jy sien jy word so 'n bietjie breër in die skouer. Ons soek 'n bruid wat nie te wyd is nie, ons soek 'n bruid wat nie te smal is nie. Ons soek 'n bruid wat in die rok pas. Die rok is die perfekte ding. Die rok is die woord van God. Hierdie is die trourok. Is taag gemaak. Jy kan nie vir jouself 'n trourok maak nie. Dis die trourok hierdie. Hier is die klein boekie wat jy moet eet. Jy kan nie jou eie klein boekie gaan skryf nie. Dan kry ons 'n suster, dan sê sy, ek wil ook asseblief daai trourok aanpas. Dan gaan sy op 'n dag in die week, want as sy klaar gebid het, dan trek sy die trourok van die woord aan, vat sy die boodskap, en kyk sy en pak sy die boodskap daar uit, dan sien sy, ek moet dit doen, ek moet so, ek moet dit doen, okay. Alright, ek kry hierdie kry ek nogal reg. Maar hierdie goed, kyk, skinder is van die lekkerste goed wat daar is. Nee, maar skinder laat die mou hier hang. Jy sê, man, Wynand, skinder is eintlik nie so erg soos wat jy maak nie. Die profeet van die Here sê, jy vernietig iemand se persoonlikheid, sy karakter. Want as jy eers sy naam sleg gemaak het, kry jy nie weer die vere terug in die kussing nie. Vat die kussing, dan skud jy die vere uit.
dan kyk jy of jy die vere weer terugkry in die kussing. Jy sê, wat het dit met die trourok uit te waai? Dit het alles daarmee uit te waai. As jy nie die geskindery kan oorkom nie, dan help dit nie, jy kyk na die res van die skrif nie. Vat een ding op 'n slag en dan kyk jy of jy hom kan regkry. Dan sê jy, getroue bruidegom, sal u my asseblief genadig wees? Ek weet wat my probleem is. Ek weet hoekom hang hierdie mou hier. Dis oor daai geskindery van my. Skinder is maklik. Jy maak net jou mond oop en jy split jou tong soos 'n slang. En het jy gesien wat die slang doen? Hy proe so. Hy proe werklik waar. Hy proe so. Dieselfde slanggees, dieselfde serpentine een wat in Eden was, is dieselfde serpentine een wat jou volg. Hy's die heeltyd agter jou aan. Hy soos daai donker ou wat in die toring in die skoorsteen moet afklim vir die kinders se Vader Kerspresente. Ons noem hom Swart Piet. Mama, maar dis net 'n paar woorde man. Sê net, suster, so en so. As al jy moet sê dan want hy weet as jy dit sê, dan gaan die volgende een dat sê en daar gaan die ding. Nou hoor jy 4 minute later, maar ek was toe verkeerd. Maar nou kan jy nie die vere terugkry in die kussing nie. Nou loop jy so kop onderste bo en klim jy in jou karre, ry jy weg. Jy sê, ek wil nie deel wees van, jy het dit begin. Skinder. Jy sê, maar ek ly nie aan skinder nie, maar jy ly dalk aan brassery. Jy is die ou wat die 3de bord kos inskep. Brassery is ooreet, vir die wat dit nie weet nie. Wanneer jy ooreet, jy eet later aan, dat jy voel jy wil al bars daarvan, jy is soos 'n para, maar jy moet nog kos nader skep aan jou, nader sleep aan jou. Die man sit vir al daai gewoonte. Paulus sê, dis brassery. Sê ek wat dit sê nie. Hy noem dit in dieselfde asem as al die ander sondes. So die bruid van die Here Jesus moet al hierdie goed baie fyn optel. Die bruid van die Here Jesus moet ingestel wees op dit wat die bruidegom wil hê. Die bruid is Ester. En Ester is die bruid. Ons wil die koning beïndruk. As ons in die koning se kamer kom en die koning sit daar op sy troon, ongeveer daar agter in die kerk is die troon, en ons buig ons voor hom neer, en hy lig sy scepter op, en hy wys ons kan nader kom, dan wil ons genade vind in die oë van die koning. Ons wil 'n verhouding hê met die koning, dat hy ten minste ons naam ken. Salomo het 1000 van hierdie vrouens. Maar jy al ooit gesien, nie almal se name word genoem nie. Ek dink jy het hulle name geken nie. Hy het 'n sweterjoel kinders gehad. Hulle was die hele plek vol. Verstaan jy? Maar daar's 'n bloedlyn. En dis die bloedlyn wat God in belang stel. Hy stel net in daai een lyn belang wat so afgaan hier af. Ons moet onsself op die punt kry, waar ons verstaan wat dit is wat die Here Jesus van ons wil hê. Daar kyk ons na die foto's van die profeet daar agter en van die wolk en van die uitbeelding van Jesus Christus. Dis die drie mees bekende prente wat daar in ons omgewing is. Die een in die middel het sy woord openbaar aan die een aan die kant. Ons is nie die bruid van William Branham nie, ons is die bruid van die Here Jesus Christus. Die profeet van die Here is presies dit. Hy's 'n anker in die lewe van God en in die tempel van God. Los hom daar waar hy is, laat hy sy rol vervul, dan vat jy die klein boekie, dan eet jy die boekie, dan vervul jy jou rol.
dan trek jy die bruidsklere aan elke nou en dan sê jy, miskien pas dit my nou. En dan trek jy jou skoentjies aan, wat jy so lief is voor, en dan sê jy nee, maar hierdie skoene, as ek op hulle staan, dan is die rok so ver van die grond af, en die rok moet eintlik net daar wees. En ons weet wat die probleem is, die ou hakkiekie van die ou skoentjie is bietjie te hoog. As die hakkie kan krimp, kan die rokkie pas. Jy sê maar nie ek nie, ek het geleer dat, nee, jy het niks geleer nie, hier is die voorskrif. Hier is die spieël, hier is die kos wat jy moet eet, hier is die voorskrif wat jy moet gebruik, hier is die medisyne wat jy nodig het. Hierdie is die lam van God, hierdie is die ewige lewe. As jy sê, maar ek kan sonder dit klaarkom vir 'n redelike lang tyd, dan betwyfel ek die feit dat jy jouself aan God oorgegee het. Ons het 'n paar weke gelede gesien hoe ons gedoop moet word. Ons het 'n paar weke gelede verstaan hoe ons onsself moet oorgee aan die Here Jesus Christus. Dat jy jouself na hom toe bring en sê, Here, ek wil graag met U vereenselwig wees. Ek wil my nie skaam vir die woord van God nie. Die plek waar jy werk, weet hulle dat jy die bruid van die Here Jesus is? Die plek waar jy werk, is jy skaam daar om die naam van God te noem, as die verlossingswerk wat daar vir jou gedoen was? Of as jy in die winkel is jy skaam om die naam van die Here te verdedig? My eie moeder, as ek dit nie kan insit, my eie moeder het in my lewe in die huis nooit my pa se naam gebruik nie. My pa se naam is Willem. Sy het van my pa gepraat in die derde persoon. Sy het gevra, papa, wil hy koffie hê? Papa, waar gaan hy nou sit? Dit is hoe sy met hom gepraat het. Ek sê nie, jy moet so met jou man praat nie, dis nie wat ek probeer sê nie. Wat ek probeer sê is, daar is 'n manier hoe die bruid met die bruidegom praat, en dit is wat die Here Jesus van jou verwag. As jy sy naam uitelik gebruik, dan kan jy onmoontlik nie sê dat jy sy bruid is nie. En as jy toelaat dat 'n ander mens sy naam uitelik gebruik, dan vra ek jou die vraag, hoekom het jy dit nou so pas toegelaat? As God hierdie wind stuur op die dag van Pinkster, as hy hierdie Heilige Gees stuur, wat ons laterand erken dan, of bekend mee gemaak word deur die profeet as die token, dan is dit 'n teken vir ons dat ons mag lewe. Dit beteken die deurkosyne is besmeer met die bloed. Die eersgeborenes is veilig binne in die huis. Laat Egipte skree en gil soveel as wat hulle moet, want die dood besoek hulle, ons kan niks daaraan doen nie, dit is nie ons funksie om hulle te gaan help nie, ons moet in ons huis bly. Ons moet onder die dak bly waar die bloed is, dis waar ons moet bly. Dit is die bloed van die Here Jesus Christus, wat sal sorg dat jy dit maak. En dis die afwesigheid daarvan, wat sal sorg dat jy sal sterwe. So sien ons kom die vrouens van die Nuwe Testament bymekaar. En hulle dien die Here. Tot so 'n mate, dat hulle later moet uitmekaar uithaal. Ja, sê die enetjie, maar kyk nou, ek moet die hele tyd werk, en die ander een, en sy sit net hierso, en sy luister net na u, en ek moet die hele tyd skottelgoed was, en skaapslag, en kos maak, en sy sit net daar. En Jesus sê, ag man, dis nie so erg, sy het gekies om dit so te doen, en jy het gekies om dit so te doen. Kies wat jy wil doen, en dan doen jy dit goed. Albei is goed, albei is kinders van die Here. Hy het nie daar gesê, jy kan my bruid wees en jy is nie my bruid nie. Hy het dit glad nie gesê nie.
As die Here jou 'n talent gegee het, doen dit tog nou goed, man. As hy jou 'n talent gegee het om stoele rond te pak of reguit te pak in die kerk, dan pak die stoele reguit. As jy sê, maar ek is 'n wiskundige of 'n wetenskaplike of 'n ingenieur of 'n ding, en hierdie ry is nie reguit nie. Okay, maar moenie vir ons dan betref is dit reguit. Jy sê, maar ek kan nie so daarmee saamlewe nie. Okay, maar pak dit reguit, dan is ons almal gelukkig. Ek wil graag afstof, want ek sien julle sit net hierdie waterbottel so neer en hier's waterringe op hierdie hout en JP gaan kla want julle het die hout nat gemaak met water. Okay, vat olie dan smeer jy dit aan. Doen in die huis van die Here wat jou hand vind om te doen, man. Op die manier kan jy ten minste in die aand, as jy gaan slaap, sê, Here, ek het vandag my beste gedoen. Nie dat dit punte tel nie. Paulus maak die ding uit. Hy sê, ons het twee kwessies. Ons het werke en ons het geloof. Die een ou wys ons sy werke deur sy geloof en die ander ou wys ons sy geloof deur sy werke. Ek wil hê jy moet albei van die twee goed kan doen. So as daar net twee goed is en jy het net 'n keuse tussen twee, kies watter een is dit wat jy wil doen. Wil jy die werke doen, doen dit dan goed. Wil jy glo, doen dit dan goed. Jy sê, maar ek is nie gebou vir hierdie vreeslike glo nie. Kyk, my voet is seer, né? Ek het 'n spyker in my linkervoet. En ek raak nie gesond nie. Okay, maar moenie die ou kwaadlik neem met sy genesing met sy geloof ontvang het nie. Is 'n ander storie, dis 'n hele ander gawe. Die een ou kry 'n gawe om in tale te praat. Ek weet ons is baie skugter vir hierdie talepratery. Broer De Wet raak dit dikwels aan. Toe die wind in die kamer inkom, in die bokamer. Toe sien ons dat hierdie God, wat so wonderlik is vir ons, eintlik baie tale kan praat. Ek weet nie of julle dit al gelees het nie. Dis in Handelinge. As ek dit vinnig kan kry. Hulle preek nog so, toe die Heilige Gees op hulle val, hier begin hulle praat. Hy sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, en dat het die hele huis gevul waar hulle gesit het, en toe is daar tonge gesien soos van vuur op hulle verdeel en op elkeen waar hulle gaan sit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, begin spreek in ander tale soos die Gees hulle gegee het uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne. Uit elke nasie onder die hemel is toe die geluid kom, en die menigte saamgedrom. Hulle sê toe, hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is? Parters en Mede en Elamiete en inwoners van Mesopotamië en Judea en Kappadosie en Pontus en Asië, en Frigië en Pamfilië en Egipte en die streke van Libië by Cyrene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Hier praat God, net hierdie ou paar taaltjies, maar hy noem dit vreemde tale. Nou kom ons agter, maar God kan nie nou baie tale praat. Toe gaan ons terug en ons kyk na Nimrod se affære, die toring wat hy bou, en ons sien dat God praat elke taal wat daar onder die son is. Nie alleen praat hy dit nie, hy het dit geskep. Het jy enige idee hoe groot God is? Die volgende oomblik ruk hy die profeet op in die konstellasie van engele. En wanneer in die konstellasie van engele is hy in die teenwoordigheid van God. Daar waar die wiel in die middel van 'n wiel is. Daar waar die serafim is. Serafim is vlamme. Daar waar die teenwoordigheid van God so is, dat geen mens op die aarde dit hoegenaamd kan probeer beskryf nie. Dieselfde een, wat net nou, 6000 jaar terug gesê het, Adam, waar is Adam? Kom hierso. Waarom is jy besig? Asof hy nie weet waarmee hy besig is. Hy weet,
Hy weet presies waarmee hy besig is. Hy het die serpent gemaak. Die duiwel gemaak. Hy het vir Adam gemaak, hy het vir Eva gemaak. Hy ken elkeen se karaktertrekke. So net nou toe sy hier in die tuin in Eden, net 6000 jaar gelede, 6 dae, dis laas Dinsdag. Nou is hy in 'n konstellasie van engele. Nou praat hy met die profeet van die tyd. Nou sê hy vir hom presies wat dit is, waartoe hy op pad is. Hy wat God is. En is alles in die klein boekie. Dieselfde God. Dieselfde God wat by Joshua kom en hom ondersteun en hom onderskraag en vir hom sê, jy kan hierdie pad vat want ek gaan met jou wees. Julle is net 2 wat dit gaan maak. Luister mooi vir my Joshua, julle is net 2 wat dit gaan maak, jy en Caleb. Is dit goed met jou? Ja Here, dis goed, dankie. Ek glo. Joshua, luister vir my mooi. Die wat oorgaan aan die einde is net die wat onder 20 jaar oud is. Verstaan jy dit? Dis hier in die Ou Testament geskrywe. Joshua het nie Ou Testament gehad om te lees nie. Hoe sou dit gewerk het? Maar ons kan dit lees. Net die wat jonger as 20 is gaan in. Joshua kon murmureer en sê, Here, maar hoe gaan dit werk? Wel, aan die einde kom ons en ons hoor dat ons theophanie, wat ons gaan ontmoet, is omtrent 20 jaar oud. Net die 20-jariges kan ingaan. O, sê ons, dit klink eintlik wonderlik. Al wat moet gebeur is, ons moet 20 jaar oud word. Wel, ek is nie heeltemal seker hoe dit gaan uitwerk nie. Ons hoef nie uit te werk nie. Ons hoef nie te wonder wat gaan hy doen nie. Ons hoef nie te wonder wat gaan van die baadjie word in die oorlosie en ja, maar my oupa grootjie, nê, hy het my hierdie oorlosie gegee. My oupa grootjie is lankal aan die ander kant. Hy het lankal vergeet van die oorlosie. Jy wil nog aan hom vasklou. Los die oorlosie hier, drop het. Ek het 'n vermoede ons kruip partykeer weg agter die toekoms van die wegraping. Want dit is lekker om dit in die toekoms te sit. Al is dit oormôre, dat ek darm nog 2 dae. Maar hoe sal dit wees as ons werklik waar ernstig is met die Here? En werklik waar ons so gedra en ons so voor sy aangesig stel, dat hy kan sê, kom op hierheen, vir jou as 'n individu. Liewe luisteraar, die woord van God is uniek. Daar's niks wat by dit kom nie. Die genade van God is uniek. Daar's niks wat daarby kom nie. As ek vir die jong mense iets kan sê, en ek is nie 'n vreeslike spreker met jong mense nie, maar as ek vir julle iets kan sê, dan wil ek dit so op julle harte druk. Ek is nou 'n paar jaar al in die wêreld, en ek het gesien dat chaos en sonde nie werk nie. Dit betaal nie. Moenie dink jy sal 'n pad loop en jy het nog 3 jaar of 5 jaar om dit reg te stel nie. Jy het eintlik niks tyd nie. Jy het net genoeg tyd om op jou knieë te gaan en die Here te vra om asseblief in jou lewe in te kom. Dis die mees wonderlike ding wat jy kan doen. Maar ek meen, wat is daar wat aangebied word in die wêreld? Die social media, 156 vriende, hallo, sê jy, ek het baie vriende, ok, sal enigeen van hulle vanaand na die hospitaal toe kom as jy jou arm breek? Jy sê, nee man, die een is dan in Tokyo en die ander een is in Melbourne.
Okay, wel, dan help dit nie veel jy het vriende nie. Dis vals. Die hele ding is vals. Dis daar gemaak om jou besig te hou. Dis daar gemaak om jou aandag af te trek. Jy sê, maar ek gebruik my telefoon, dis mos my klein televisietjie, ons het al daaroor gepraat. Ons het nou nie groot televisies nie, maar ons het klein televisietjies, klein sondetjies. En my klein televisietjie het daai woord porno ding op. En ek maak net so. Jy sal nog so maak, dan maak jy so in die hel. Daar's net twee kante in die storie, daar's swart en wit. Daar's hel en daar's hemel. Daar's lewe en daar's dood. Daar's niks anderster nie. In hierdie hele storie is daar niks anderster as dit nie. Jy sê, prediker, jy wil my nou bang praat. Ek wens ek kon jou bang praat. As dit maar sou help, dan sal ek dit baie graag wil doen. Maar ek het nie die woordeskat daarvoor nie. So al wat ek kan vra is, jong mens, veral jong mens, enige luisteraar, maar veral jong mens, kyk of jy nie kan jou lewenswandel met die Here Jesus verander nie. Kom na hom toe, vra hom om vergifnis, vra hom om jou te help, vra hom om jou te lei, vra hom om jou die token te gee, die Heilige Gees. Dat jy kan deel wees van die bruid wat van die begin af bestem was vir ons Here Jesus. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Here, as ons maar enigiets kon doen vanaand om 'n bydrae te maak tot ons eie verlossing of ons eie stand met die Here Jesus as 'n bruid, dan sou ons dit gedoen het, maar ons kan nie. Ons het niks om te bring nie, ons het net vodde en vuil lewens en alles wat ons het ons van die Here afgekry. En elke dag vra ons, getroue Here Jesus, reinig ons asseblief in die bloed van die lam, dra ons asseblief in die wonderlike liefde, Heilige Here. Ons wil U nie teleurstel nie, ons wil nie die sondes doen nie, ons wil gehoorsaam wees aan die engel van die Here. Ons wil ons lieflike Here Jesus vooropstel voor enige iets. Vergewe ons asseblief ons sondes, Here, en rig en lei ons asseblief in die wonderlike waarheid. Ons vra dit in die naam van die Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Dankie vriende, tot volgende keer.